Ek groet julle in die mooiste maand van die jaar, Oktober. Dis wanneer die jacarandas blom, wanneer daar nuwe lewe sigbaar word. Dit is 'n mooi tyd van die jaar, vir my die lekkerste tyd van die jaar. Vandag wil ek graag met julle praat oor die nuwe lewe wat God begin oral. Ek was bevoorreg om onlangs in Botswana te kan wees. En daar het ek weer eens gesien dat God omgee vir die enkeling, maar dat hy ook omgee vir die skare. Hy gee om vir een mens, hy doen moeite met een mens, maar hy gee ook om vir die skare. En ek wou graag gedeelte uit Markus uit gebruik om dit weer mooi vir ons duidelik te maak. In Markus hoor ons hoe dat Jesus begin om die mense te leer by die see. So ek gaan lees Markus 4 vers 1. Jesus het weer mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in die skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. En dan aan die einde van daardie hoofstuk hoor ons dat Jesus sê, dis laat daardie middag vers 35, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar na die oorkant toe. Die 33 vertaling sê, kom ons gaan na die ander kant toe. En dan kom ons by Markus 5 vers 1 tot 20, hoor ons, daarna het hulle oorkant die see in die land van die Garaseners aangekom. Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly, niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uit mekaar en skop die voetboeie stikkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu, wat het jy met my te doen, Jesus, seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u in Gods naam, moet my nie pynig nie. Want Jesus het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. Hy het hom toe gevra, wat is jou naam? My naam is Legio, antwoord hy hom, want ons is baie. Die man het hom toe ernstig gesoebat, om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daar naby teen die berg het 'n groot trop varke geloop. Die onrein geeste het toe gesmeek, stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar. Hy het hulle dit toegelaat en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op die loop gesit teen die hang af die see in en hulle het versuip. Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie baie bose geeste was daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat dit alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het en ook van die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duiwel besete was by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Hy het toe gegaan en deur die hele Decapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. En dan in die volgende hoofstuk van Markus hier, teen die einde, Markus 6 vers 43, dis nou aan die einde van die vermeerdering van die brood. Die eerste keer het die Here dit in Galilea gedoen, in die streek waarin hy gewerk het. En nadat almal geëet het, het daar nog 12 mandjies vol oorgebly. Ek lees in Markus 6 vers 43. Hulle het nog 12 mandjies vol by mekaar van die stukke brood en vis by mekaar gemaak. Van die wat die brood geëet het, was net die mans 5000. En dan in Markus 7 hoor ons hoe in vers 31, Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en deur Sidon na die see van Galilea toe in die gebied van die Decapolis. En dan hoor ons in hoofstuk 8
In daardie selfde tyd, en dit was nou nog steeds in die Decapolis, was daar weer 'n keer 'n groot menigte mense by Jesus. En hulle het niks gehad om te eet nie. En hy roep toe sy disippels nader en sê vir hulle, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my, en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af. Maar die disippels sê vir hom, waar sal 'n mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kry? Hy vra hulle toe, hoeveel brood het julle? 7, antwoord hulle. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit, en nadat hy die 7 brode geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee om uit te deel, en hulle het dit aan die mense voorgesit. Hulle het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy die seun gevra het hy gesê, hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog 7 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was omtrent 4000 mense. En daarna het hy hulle huis toe gestuur. Kom ons bid saam. Here, ons het gehoor in die woord hoe die mense in Galilea bymekaar gekom het om na Jesus te luister. Ons het gehoor hoe u die brood vermenigvuldig het en daar 12 mandjies oorgebly. Ons het gehoor hoe Jesus na die Decapolis toe gegaan het en hoe hy 'n besete man daar gekry het en hoe daar weer mense in die Decapolis toe hy weer daar kom na hom toe gekom het en het vir hierdie 4000 mense brood en vis vermeerder en dat 7 mandjies oorgebly. En ons vra dat u ook nou deur hierdie boodskap met ons besig sal wees, sodat ons kan agterkom hoe lief u die mens het. Hoe lief u vir een mens is en hoeveel moeite u vir een mens sal doen, maar ook hoe lief u die skare het en hoe baie u vir almal doen. Want u is God van ons almal. Here, seën ons by hierdie nadink van u woord in Jesus naam. Amen. Ek was onlangs op 'n uitreik na Botswana. Nou, daar het ons die Jesus film vertoon in verskillende plekke en ons het in die middag deur die stad waar ons die aand die Jesus film se wys gestap en oral waar ons mense teëgekom het ons met hulle gepraat en hulle uitgenooi na die filmvertoning die aand. Daar sien ek 'n ou vrou en ek praat met haar oor Jesus. Daar's 'n paar jong tieners by haar en hulle was Engels magtig en hulle het vir haar vertaal wat ek gesê het. Maar op haar gesig wat op 'n plooi getrek is, het ek gesien sy verstaan nie wat ek vir haar sê nie. Ek het haar probeer verduidelik van hoe sondig die mens is en hoe die Here ons liefhet en hoe hy ons genadig is en hoe hy ons gered het. Hoe langer ons verduidelik het, hoe meer ontspanne het sy geraak, totdat dit in die opheldering van haar oë en aan haar blydskap duidelik geword het dat sy verstaan, dat sy Jesus aanvaar as haar verlosser. En ek wonder of daar al ooit iemand was wat by haar vertoef het, lank genoeg om met haar te praat en haar te verduidelik van die genade in Jesus. En ek besef ineens hoe baie moeite die Here met een mens sal maak om daardie persoon te bereik. Die onberekenbare waarde van een mens. Mense maak saak vir God. Teen die aand was ek weer verstom oor hoeveel mense by die film opdag, veral kinders, 10 jaar oud en jonger. Ons was in 2019 daar. Daarna het daar nie weer iemand gekom nie, toe COVID uitgebreek en toe ons hierdie keer daar kom, na 6 jaar, was ons die eerstes wat weer daar gekom het om die film te wys. Met ander woorde, die kinders van 10 jaar oud en jonger het nog nooit die Jesus film gesien nie. En dit was my verstommend hoe hulle reageer op alles in die film. Hoe hulle skrik as daar 'n slang is, hoe hulle huil as hulle sien hoe Jesus gekruisig word. En hoe almal aan die einde saam bid en hulle hande opsteek om die Here as verlosser aan te neem. En ek het besef dat God lief is, oneindig lief is vir almal. In die boodskap van vandag wil ek praat oor hoeveel Jesus omgee vir een mens en hoe geweldig baie Jesus omgee vir alle mense. En wat beteken dit vir my en jou? Op 'n dag, terwyl Jesus besig was om sy disippels te leer in die gebied van Galilea, het Jesus 'n bom gelos. Galilea was sy eie gebied. In Markus 4 hoor ons dat die mense in hierdie gebied so baie was wat na hom geluister het, dat hy in 'n boot moes klim sodat almal hom kon sien en hoor.
Daardie aand sê hy vir sy disippels, kom ons gaan na die oorkant. 33 vertaling, laat ons vaar na die ander kant. En dis die bom wat hy gelos het. Die ander kant was eintlik 'n tegniese term in Jesus se tyd. Hy was nie net besig om oor geografie te praat nie. Die gebied waarin Jesus gewerk het, was Galilea. En die ander kant was die gebied bekend as die Decapolis, letterlik die 10 stede gebied. Dit was die gebied van die vyand. Joshua 3 vers 10 hoor ons, hieraan sal julle weet dat die lewende God tussen julle is, en dat hy die Kanaaniete, Hetiete, Jewiete, Feresiete, Girgasiete, Amoriete en Jebusiete sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. En so het die Here die mense uit die gebied van Kanaan uitgedryf om vir sy volk plek te maak. In Handelinge 13 vers 19 hoor ons, daarna het God 7 nasies in die land Kanaan uitgewis en hulle land aan die Israeliete gegee. John Ortberg vertel, die rabbynse tradisie beweer dat die Decapolis die gebied is waar die 7 nasies van Kanaan hulle gaan vestig het nadat hulle uit die beloofde land verdryf is. Hierdie gebied het allerlei afgode gedien. Hulle het tempelprostitusie toegepas. Hulle was barbaars en hulle was van bose geeste besete. Hulle was alles wat die Israeliete nie was nie. Watter dier is daar byvoorbeeld wat die mees onrein beskou is deur Israeliete? Dit was die vark. In hierdie gebied van die Decapolis is varke aanbid. Varke was die belangrikste bron van vleis vir hulle. Die ander kant was ook die vesting van die Romeinse ryk. Daar was 'n Romeinse legioen gestasioneer van omtrent 6000 man. Hulle simbool was die kop van 'n varkbeer. Die Jode het die gebied aan die ander kant beskou as 'n plek waar die Satan gewoon het. Dit was vol van die donker kante van die lewe, 'n plek waar God nie is nie, en 'n plek waartoe 'n rabbi verseker nie sou gaan nie. Maar die disippels se rabbi sê, kom ons gaan na die ander kant. Mense nou dink, wat was Jesus besig om te doen? Dit is amper asof hy nie geweet het dat dit die ander kant was nie. Dit is asof hy gedink het dat hierdie kant ook sy kant is. Hy het nie geweet dat hy vir die verlore skape van Israel gekom het nie. Het hy dit nie geweet nie? Dit is amper asof hy gedink het dat hy vir almal gekom het. Selfs die 7 nasies van Kanaan. In Markus 5 gaan hulle oor en gaan aan wal in die gebied van die Decapolis. Nou Jesus het groot skares gelok aan sy eie kant in die gebied van Galilea, maar toe hy aan die ander kant kom, was daar niemand om hom te ontvang nie. Die enigste een wat hom kon ontvang is die man wat van duiwels besete was. En dit verbaas nie, want dit is die ander kant. Niemand gaan oor na die ander kant toe nie. Hierdie man was wild en niemand kon hom beheer nie. Hulle kon hom nie eers met kettinge onder beheer bring nie. Hierdie man kom na Jesus toe aangehardloop en hy sê, wat het u met my te doen, Jesus, seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u in God se naam, moet my nie pynig nie. En Jesus antwoord, onrein gees, gaan uit die man uit. Hy het hom ook gevra, wat is jou naam? En sy antwoord was Legio, want ons is baie. In die oudheidkunde is dit ook duidelik dat legio 'n gelaaide woord was. Het was vol betekenis vir die disippels wat die naam gehoor het. Hulle het geweet van die Romeinse legioen wat daar gestasioneer was, en die Romeine was nie goed gesind teenoor die Jode nie. Die vyand was eintlik rondom hulle, dit was die ander kant. Die geeste vra om tog nie in die onderaardse diepte ingestuur te word nie. Hulle vra, stuur ons tog in die varke in, en Jesus jaag hulle in die varke in. Dit was die heilige diere van die ander kant. Romeine, daardie Romeinse soldate, hulle die Zelote, ouens wat opgekom het vir die Jode, dit is amper die ver regse groep in die Joodse gemeenskap. Hulle het hulle gedwing om varkvleis te eet, en as hulle dit nie wou doen nie, het die Romeine hulle geslag. Dit was skrikwekkend vir die Jode. Die varkbeer se kop was die simbool van die mag van die Romeine. Vir die Israeliet was dit 'n onrein dier. Toe die varke in die see in hardloop, was die varkwagters verskrik en hulle die dorpsmense gaan sê wat het gebeur. Die mense het gekom om te sien, en die man wat besete was, het hulle rustig gesien sit by sy volle verstand met sy klere aan, en hulle was bang.
Hier was iemand met mag, maar hy was van die ander kant en hulle het hom almal gevra om asseblief die gebied te verlaat. Toe Jesus en sy disippels die gebied verlaat het die man wat genees is gesmeek, kan ek nie saam met julle gaan nie. Dink jouself in. Ek het in hierdie donkerte geleef my lewe deur en nou wil ek saam met u gaan en Jesus sê nee, moet my nie volg nie. Vertel jou storie aan die mense aan die ander kant, gaan na jou huis toe. Dink die man het by homself gedink, ek sal doen wat hy my vra. En die man het dit gedoen. Hy het vir almal in die Dekapolis gesê wat Jesus vir hom gedoen het. Die disippels het nog nie begryp dat Jesus 'n oneindige deernis het ook vir die mense van die ander kant nie. Markus 8 vertel dat Jesus weer in die gebied van die Dekapolis gekom het en toe hy weer daar kom, toe was daar 4000 mense wat na Jesus kom luister het en waar Jesus hulle wonderlik gevoed het. Dit is so in kontras met die gebeurtenis van Markus 6 waar Jesus 'n skare van 5000 gevoed het. Die verskille in Galilea, die disippels gesê die mense is honger aan die einde van die eerste dag. Maar hier aan die ander kant sê Jesus na 3 dae, die mense is baie honger. Nadat die mense in Galilea geëet het, het 12 mandjies oorgebly. 'n Besondere getal vir die Jode, 12 stamme, 12 disippels. Daarmee sê Christus eintlik vir die nuwe volk van God, ek gaan julle versamel, ek gaan julle voed. Ek voed die volk van God, ek het gekom vir die volk van God. Aan die ander kant, hoeveel mandjies bly oor? 7. Hoeveel nasies van Kanaan? 7. Jesus sê eintlik daarmee, ek het ook gekom vir die redding en die voeding van die 7 nasies van Kanaan. Ek het ook gekom vir die ander kant. Ek het gekom vir die Jode, maar ek het ook gekom vir die ander kant. 12 stamme, 7 nasies. Dit maak nie vir Jesus saak nie. Hy is lief vir almal. Almal behoort aan hom. Hy wil almal voed. Hy wil almal red. Een van die dinge wat my die meeste getref het in hierdie verhaal in Markus is dit. Eerste keer toe Jesus oorgegaan het na die ander kant, was daar slegs 1 man om hom te ontmoet. En hy was van bose geeste besit. Tweede keer toe hy daar aangekom het, was daar baie mense wat na hom gekom het. En as ek in Matteus gaan lees, Matteus 15 vers 29 tot 31, lees ek, Jesus het daarvandaan vertrek en by die see van Galilea gekom. Hy het teen die berg opgegaan en daar gaan sit. Baie mense het na hom toe gekom met verlamdes, blindes, gebreklikes, dowes en nog baie ander en hulle voor hom neergesit. Hy het hulle gesond gemaak sodat die menigte hulle verwonder het. En toe hulle sien dat stommes praat, gebreklikes herstel is, verlamdes loop en blindes sien. En hulle het God van Israel geprys. Hoekom? Daar was 1 man wat gaan vertel het wat Jesus vir hom gedoen het en wat dit in sy lewe beteken het. Hy het van stad tot stad gegaan in die Dekapolis en vir almal vertel, dink jouself in. As Jesus hom nou daar tussen die skare sou raak sien. Vorige keer wat ek hier was, mense my gesmeek om weg te gaan. Ek het jou opdrag gegee om hulle te gaan vertel en nou bring hulle families en vriende na my om genees te word. Welgedaan, jou getuienis het veel vermag. Dink net, hoe bly sou hy wees dat hy daardie dag nie saam met Jesus en sy disippels weggegaan het nie, maar gebly het om te getuig. Ek besef wat 'n enorme krag lê in eerstehandse getuienis. Daarom is dit belangrik dat jy moet mooi let op wat God vir jou gedoen het. Hoe God in jou lewe besig is. God het ongelooflik baie omgegee vir hierdie een mens wat van duiwels besete is. God gee ongelooflik baie om vir jou. Maar God gee ook ongelooflik baie om vir almal. Dit is almal sy kant. Hy wil nie dat een verlore gaan nie. So ek moet vra, wat beteken dit nou vir die kerk? Dan weet ek dat die Here op 'n spesiale manier homself met my en jou bemoei het. Ons is deel van 'n kerk. Ons het God se genade op soveel maniere al beleef. Hy seën ons met kennis uit sy woord, met sy liefde, met sy gees.
sodat ons soveel het om voor dankbaar te wees. En die Here sê eintlik vir my en jou, maar ek wil julle in hierdie wêreld instuur. Ek wil hê julle moet gaan vertel by julle huise, by die plek waar jy werk, by die plek waar jy speel, oral waar jy kom. Gaan vertel. Gelowiges is mense wat hulle self te nakom om die gemeenskap te bevoordeel. Vir God maak dit regtig nie saak of jy Jood of Griek of slaaf of vry of man of vrou is nie, want in Christus is ons almal een. Vir Jesus is een mens belangrik genoeg om alles te doen om hom of haar te wen. Maar vir Jesus is almal aan sy kant. Hy het almal lief, hy wil almal voed, hy wil almal red en hy wil dit deur jou doen. Is jy gereed om deur hom gestuur te word? Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U soveel omgee vir die ander kant. En as ek mooi daaraan dink, dan weet ek was ook deel van die ander kant. U genade het my gered, al is ek nie 'n Jood nie. En U genade het soveel vir my gedoen, my lewe verander, en daarom, Here, wil ek uit dankbaarheid ook beskikbaar wees vir U. Gebruik my as 'n instrument in die hand ter wille van ander. Dankie, Here, vir U goedheid en U guns en U reddende genade. Laat dit ook deur my vloei tot by ander. In Jesus naam. Amen.